Vandag se les is ons nou nog weer besig met die vereenvoudig van algebraïese uitdrukkings en in hierdie lesie gaan ons nou weer kyk na vierkante, derde magte, vierkantswortels en derde magswortels. Die eerste waarna ons gaan begin kyk is vierkante en derde magte van algebraïese uitdrukkings. Nou julle sal onthou, ons het nou al die vierkante en die derde magte van gewone getalle gedoen. So julle onthou die vierkante van 'n getal is byvoorbeeld wanneer jy die getal met homself vermenigvuldig en ons skryf dit mos ook as 4 se kwadraat. Met ander woorde, dit is hoekom ons praat van vierkante. Daai antwoord van ons gaan mos nou gelyk wees aan 16. Net so het ons gesê, as ons praat van derde magte, dan is derde magte wanneer jy 'n getal 3 keer met homself vermenigvuldig. Net so, as ons praat van derde magte, dan is 'n derde mag van 'n getal, wanneer jy hom 3 keer met jou homself vermenigvuldig, so 2 tot die mag 3, en dit gee vir my dat hierdie my derde mag is, en ons praat dan van derde magte, en die antwoord van hierdie gaan wees 8. Nou net soos wat ons met getalle, vierkante en derde magte uitwerk, net so gaan ons met algebraïese uitdrukkings, vierkante en derde magte uitwerk. As ons nou kyk na die volgende voorbeelde, is dit baie belangrik dat die vraagie steeds gaan sê vereenvoudig. Al verskil is, ons het nou byvoorbeeld die vierkant van 'n algebraïese uitdrukking, met ander woorde, dit behels dan veranderlikes. Met ander woorde, as ons byvoorbeeld het 4x kwadraat, is my monoom of een term, wat ek dan kwadreer, en dit beteken dit is die hakkie maal met homself. Met ander woorde, dis 4x kwadraat maal met 4x kwadraat, en as ek nou weer my wette toepas, dan is 4 maal met 4, gee vir my 16, en die volgende enetjie moet ek x kwadraat maal met x kwadraat, en dan pas ek my eksponentwette toe, wat sê wanneer ek dieselfde grondtalle vermenigvuldig, hou ek my grondtal dieselfde en ek tel my eksponente bymekaar, en 2 plus 2 gee ons vir my 4. Die metode wat ek nou meestal sal gebruik, is mos nou maar ons deur ons eksponentwette toe te pas, wat sê wanneer ek 'n mag verhef tot 'n mag, dan gaan ek my eksponente vermenigvuldig. Met ander woorde, soos in hierdie hakkie staan daar mos 'n 4 tot die mag 1, en dit beteken as ek hierdie 4x kwadraat gaan kwadreer, dan gaan ek sê 1 maal met 2, en dit gee vir my 4 tot die mag 2, en ek gaan sê 2 maal met 2, met ander woorde, dit gee vir my x tot die mag 4. 4 se kwadraat weet ek is 16, en my antwoord is x tot die mag 4. Die volgende voorbeeldjie waarna ons kan kyk, is 3x tot die mag 3 se kwadraat. Nou weer eens is soos ek gesê het, dit beteken dit is die hakkie maal met homself. En dit is nou 'n kwadratiese uitdrukking, 'n eenterm wat ons kwadreer. Met ander woorde, ons gaan nou weer die reël toepas, wat sê ek maal 3 met 3, 3 maal met 3 gee vir my 9, en x tot die mag 3 maal met x tot die mag 3, ek hou my grondtalletjie dieselfde en ek tel die eksponente bymekaar, en 3 plus 3 gee vir my 6. Of
Met ander woorde, as ek die ander metode toepas van 3x tot die mag 3 se kwadraat, dan het ek 'n mag wat ek verhef tot 'n mag, en dit beteken ek gaan hierdie 3 tot die mag 1, gaan ek sê my wet mos vir my moet ek vermenigvuldig. Wanneer ek 'n mag verhef tot 'n mag, vermenigvuldig ek die eksponente, so dit gee vir my 3 tot die mag 1 maal 2 wat 2 is. Die volgende enetjie wat ek moet vermenigvuldig is my 3 wat ek moet vermenigvuldig met die 2, en dit gee vir my x tot die mag 3 maal 2 is 6. Met ander woorde, my finale antwoord is 9x tot die mag 6. As ek kyk na die volgende voorbeeldjie, het ek minus 2 maal met 3x tot die mag 3y se kwadraat. In hierdie geval beteken dit nou dat hierdie is die hakkie wat gekwadreer word. Met ander woorde, die minus 2 staan voor hom en ek moet eers die wet net vir die hakkie toepas. So, as ek hom gaan skryf, dan het ek 3x tot die mag 3y maal met 3x tot die mag 3y, want dit is die hakkie met homself vermenigvuldig, so ek het my minus 2kie, en dan het ek in my hakkie, gaan ek nou vervolgens hê 3 maal 3, en 3 maal 3 gee vir my 9. Volgende enetjie wat ek het is x tot die mag 3 maal met x tot die mag 3, en dit gee vir my, want hulle soorte is dieselfde, sy basis is dieselfde, so ek hou my basis dieselfde en ek tel die eksponente by mekaar, gee vir my x tot die mag 6. Volgende ene wat ek het, is y tot die mag 1 maal met y tot die mag 1, omdat hulle dieselfde basis het, hou ek die basis dieselfde en ek tel hulle eksponente by mekaar, wat vir my y tot die mag 2 gee. My finale antwoord moet ek nou hierdie minus 2 maal met die 9, en 'n min maal 'n plus is 'n min. Ek het minus 18x tot die mag 6 y kwadraat. As ek dit op die kortpad metode doen, soos ek nou sien, ek het minus 2 en ek het dan 3x tot die mag 3y se kwadraat. So ek het 'n mag verhef tot 'n mag, ek het my minus 2 en dan gaan ek daarin vermenigvuldig, so ek het my 3 tot die mag 1 wat ek moet vermenigvuldig met die 2kie, dit gee vir my 3 kwadraat. Verder het ek die 3 wat ek moet vermenigvuldig met die 2 en dit gee vir my x tot die mag 6 en die volgende enetjie wat ek het is my 1 netjie wat ek moet vermenigvuldig met die 2 en 1 maal 2 gee vir my y kwadraat. En dit gee met ander woorde vir my minus 2 maal met 9x tot die mag 6 y kwadraat. En my finale antwoord is minus 18x tot die mag 6 y kwadraat, want ek gaan hierdie minus 2 vermenigvuldig met die 9. Nou as ons kyk na die volgende voorbeeldjie, het ons minus 3x kwadraat y en nou moet ons hom verhef tot die mag 3. As julle nou reg onthou, het ons gesê, dit is om die getal, of in hierdie geval die algebraïese uitdrukking, 3 keer met homself te vermenigvuldig. Ek begin dan nou van links na regs, met ander woorde, as ek hierdie gaan vermenigvuldig, dan gaan ek nou kry, ek het minus 3 maal met minus 3. Minus 3 maal met minus 3 gee vir my 9. Dan het ek nou die volgende enetjie, is x kwadraat maal met x kwadraat, en dit gee vir my x tot die mag 4. Dan het ek y maal met y, en dit gee vir my y kwadraat. So dit is die antwoord wat ek kry as ek die eerste 2 hakkies met mekaar vermenigvuldig.
Dan moet ek hom nou nog 'n slag vermenigvuldig met die volgende hakie. So, nou gaan ek kry, as ek hier gaan vermenigvuldig, gaan ek kry 9 maal met minus 3, 9 maal met minus 3 gee vir my minus 27, ek het x tot die mag 4 maal met x kwadraat, en dit gee vir my x tot die mag 6, en verder het ek nou nog y kwadraat maal met y, en dit gee vir my y tot die mag 3. As ek my eksponentwette gebruik, dan kan ek sommer hier van die begin af sê, ek het minus 3x kwadraat y tot die mag 3, en dit beteken, ek gaan hierdie eksponentjies, gaan ek vermenigvuldig, want ek verhef 'n mag tot 'n mag. Met ander woorde, daai word minus 3 tot die mag 3. En dan is die volgende een wat ek het, x tot die mag 2 maal 3 is x tot die mag 6, en verder het ek y tot die mag 1 maal met 3, wat vir my y tot die mag 3 gee. As ek hom vereenvoudig, dan kry ek my finale antwoord is minus 3 maal minus 3 is 9, maal met minus 3 is minus 27 x tot die mag 6, y tot die mag 3. As ons kyk na 2ab tot die mag 2 tot die mag 3, gaan ek nou sommer dadelik my eksponentwette toepas, en ek kan sien ek het daai enetjie, so ek moet daai 2 tot die mag 1 maal met 3, gaan vir my gee 2 tot die mag 3. Dan het ek verder a tot die mag 1 wat ek moet maal met 3, en dit gee vir my a tot die mag 1 maal 3 is 3. Die laaste enetjie wat ek het is b kwadraat, wat ek die 2 moet maal met die 3, so b tot die mag 2 maal 3 is 6. My finale antwoord is dus 8, a tot die mag 3, b tot die mag 6. As ek nou het a plus b se kwadraat, dan beteken dit is die hakkie maal met homself. Met ander woorde, dis a plus b maal met a plus b. En hier het ons ook mos gesien, dis presies dieselfde as wat ons by ons vermenigvuldiging gedoen het. Ons metode 1 het ons gesê, ons vat die lang pad, dan begin ons met ons eerste term in die hakkie, en ons vermenigvuldig a met a. A maal a is a kwadraat. Verder vat ons vermenigvuldig a met die b. A maal b is ab. Dan vermenigvuldig ons weer b met a. B met a vermenigvuldig gee ook vir ons ab, en dan laastens vermenigvuldig ons b met b, en dit gee vir my b kwadraat. My finale antwoord is dus a kwadraat plus 2ab plus b kwadraat. Ons tweede metode, wat ons kortpad metode is, het ons mos gesê, wanneer ons 'n hakkie se kwadraat het, metode 2 het ons mos nou gesê, term 1 is die vierkant van a. Term 2 is 2 maal die produk van a en b, en term 3 het ons gesê is die vierkant van b. Met ander woorde, as ons kyk na die kortpad, dan gaan ons sê, hierdie gaan wees a se kwadraat plus 2 maal die produk van a en b plus
b se kwadraat. Daai is die kortpad metode. As ons nou byvoorbeeld kyk na die laaste enetjie, die laaste mag jy sê vir my, ek het minus xy plus 8 tot die mag 3. As ek nou kyk na minus xy plus 8 tot die mag 3, dan gaan ek minus hê, en dit beteken dit is xy plus 8 maal met xy plus 8 maal met xy plus 8. Ek sal hierdie geval sal ek skryf minus xy plus 8, sal ek my laaste twee hakies met mekaar vermenigvuldig. Ons kan dit ook nou weer op die kortpad metode doen. So ek kan in my eerste hakie sê, term 1 gaan gelyk wees aan die kwadraat van x en y. Met ander woorde, dit is x kwadraat, y kwadraat. Term 2 gaan wees 2 maal die produk van die terme, so dis xy maal met 8, en dit gee vir my 2 maal 8 is 16xy. En term 3 het ons gesê gaan wees 8 se kwadraat, en 8 maal 8 gee vir my 64. Nou het ek nog steeds minus xy maal met my hakkie wat 'n 3 term is. So ek het minus, ek gaan nou begin om met my eerste term te vermenigvuldig, so ek het xy maal met x kwadraat, y kwadraat, en dit gee vir my x tot die mag 3, y tot die mag 3. Volgende enetjie het ek xy maal met 16xy, en dit gee vir my plus 16x kwadraat, y kwadraat. Volgende een het ek my xy maal met my 64, en dit gee vir my plus 64xy. Nou gaan ek met my 8 begin vermenigvuldig. So ek het 8 maal met x kwadraat, y kwadraat, en dit gee vir my plus 8x kwadraat, y kwadraat. Dan het ek volgende 8 maal met 16xy, en dit gee vir my plus 128xy. Laastens het ek 8 maal met 64, en 8 maal met 64 gee vir my 'n antwoord van 512. Dit is nou baie belangrik dat ek nou net my vereenvoudiging doen deur my gelyksoortige terme bymekaar te tel. Ek het nou nog steeds my minus, en ek hou hom nou voor. X tot die mag 3, y tot die mag 3 is enig in sy soort, so daar's niks wat ek by hom kan bytel nie. As ek nou gaan kyk, kan ek sien plus 16x kwadraat, y kwadraat, plus 8x kwadraat, y kwadraat, gee vir my plus 24x kwadraat, y kwadraat. Verder het ek nou my plus 64xy, plus 128xy, my soort is dieselfde, so ek kan hulle koëffisiënte bymekaar tel, en my soort bly xy. Appels bly appels, en pere bly altyd pere. So 128 plus 64 is 192 xy, en dan plus my 512 wat enig in sy soort is. Die laaste dingetjie wat ek nou doen, is om nou telkens hierdie minus in te vermenigvuldig. Met ander woorde, elkeen van my tekens gaan verander.
So ek kry, dit gaan wees minus x tot die mag 3 y tot die mag 3. Vervolgens moet ek hom vermenigvuldig met die plus. Minus maal en plus word minus 24x kwadraat y kwadraat. Hierna moet ek hom vermenigvuldig met die plus. 'n minus maal met 'n plus bly 'n minus, so daai word 192xy en laaste vermenigvuldig ek die minus met die laaste plus en 'n minus maal 'n plus word 'n minus. Met ander woorde, my finale antwoord is minus x tot die mag 3 y tot die mag 3 minus 24x kwadraat y kwadraat minus 192xy minus 512. Nou gaan ons kyk na die vierkantswortels en die derde magswortels van algebraïese uitdrukkings. Ons het nou al vierkantswortels en derde magswortels gedoen. Julle weet, vierkantswortels en derde magswortels is die omgekeerde bewerking van vierkante en derde magte. So, wanneer ons nou kyk na die vierkantswortels en derde magswortels van algebraïese uitdrukkings, dan gaan ons vraag nog steeds vra vereenvoudig. Dit gaan steeds oor die vereenvoudiging van algebraïese uitdrukkings. Nou net soos met getalle, al is hier nou veranderlikes in, werk dit so wanneer ons die vierkantswortels kry, gaan ons die eksponent deel deur 2. Soos byvoorbeeld die vierkantswortels van a kwadraat. As ons na dit kyk, gaan ons sien hier staan mos eintlik 'n spooktweekie. So om die vierkantswortel te bepaal, moet ons die eksponent deel deur 2. Met ander woorde, dit gaan vir my die antwoord gee van a tot die mag 1. Net so, as ons kyk na die vierkantswortel van 64a kwadraat y tot die mag 6. Die vierkantswortel, onthou hier staan 'n spooktweekie. Almal van ons weet nou al die vierkantswortel van 64 is 8. Ons moet die eksponent deel deur 2. Met ander woorde, dis 2 tot die mag 2 en b word tot die mag 6 gedeel deur 2. Met ander woorde, ek kry my antwoord is 8a b tot die mag 3. Die ander manier wat jy hom ook kon gedoen het, en dis 'n goeie manier om dit aan te leer, is hierdie 64a kwadraat y tot die mag 6 se vierkantswortel, beteken soos ek nou gesê het, hier staan 'n spooktweekie. Wat ons dan gaan doen, is ons ontbind 64 in sy priemfaktore. Dis 'n baie goeie gewoonte om dit aan te leer, want in graad 10, 11 en 12 begin julle met ander vierkante werk of vierkantswortels werk, en dan is dit 'n goeie gedagte dat jy weet hoe om hom te ontbind in sy priemfaktore. As ek dus 64 ontbind in sy priemfaktore, dan kry ek dit is 2 tot die mag 6 a kwadraat y tot die mag 6 se vierkantswortel. En soos ons nou gesê het, hierso staan mos 'n spooktweekie, so my antwoord moet wees 2 tot die mag 6 gedeel deur 2. A tot die mag 2 gedeel deur 2. B tot die mag 6 gedeel deur 2. Met ander woorde, my finale antwoord is 2 tot die mag 3 a b tot die mag 3. En dit is dieselfde as 8a b tot die mag 3. As ek kyk na die vierkantswortel van 25 x minus y se kwadraat, onthou ons het gesê hier staan 'n spook 2, so ek kan hierdie ook skryf as 5 se kwadraat
x minus y se kwadraat, en as julle nou mooi sien, kan julle sien, hierdie x minus y is 'n geheel, dis 'n eentermpie tot die mag 2. So as ek hierdie vierkantswortel wil uitwerk, dan het ek 5 tot die mag 2 gedeel deur 2, en ek het my x minus y wat een term is tot die mag 2 gedeel deur 2, en dit gee vir my 'n antwoord van 5x minus y. Kom ons kyk na 18, a tot die mag 16, b tot die mag 7 gedeel deur 50, b tot die mag 9. En dit is sy vierkantswortel wat ons moet bepaal. As ons nou gaan kyk soos ons nou gesê het, dat ons ontbind in priemfaktore. Want onthou, hier is dit nou nie baie duidelik nie. 18 is mos nou nie 'n volkome vierkant nie, en 50 is ook nie 'n volkome vierkant nie. So as ons nou in priemfaktore kan gaan ontbind, 2 maal 3 kwadraat, a tot die mag 16, b tot die mag 7, op 2 maal met 5 kwadraat, b tot die mag 9. En onthou nou, hier staan 'n spook tweekie. Met ander woorde, dis die vierkantswortel wat ons moet kry. As ons nou eers onder die vierkantswortel vereenvoudig, dan kan ek sien die 2's gaan uitkanselleer, en verder kan ek sien b tot die mag 7 gaan so uitkanselleer met 7 van die wat onder die lyn staan. So wat ek eintlik onder die hakie het, is 3 kwadraat a tot die mag 16 maal met op 5 kwadraat b tot die mag 2. As ek nou hierdie vierkantswortel moet kry, gaan ek elkeen van die magte deel deur 2, so dis 3 tot die mag 2 gedeel deur 2, a tot die mag 16 gedeel deur 2, en dit alles is op 5 tot die mag 2 gedeel deur 2, b tot die mag 2 gedeel deur 2, met ander woorde, my finale antwoord gee vir my 3a tot die mag 8 op 5b. Ek het nou 'n baie lang pad gevolg, maar dit is nou ter wille van die verduideliking. Jy hoef nie al die goetertjies so neer te skryf van 2 gedeel deur 2 nie, jy kan direk jou maggies neerskryf. Dit is nou maar net ter wille van die verduideliking wat ek hom nou so lank uitgeskryf het. Die volgende voorbeeldjie waarna ons kyk is 27x tot die mag 6 se derde magswortel. Wanneer ons kyk na 27x tot die mag 6 en ek ontbind hom in sy priemfaktore, ontbind 27 in sy priemfaktore, dan gaan ek kry dat ek het 3 tot die mag 3 x tot die mag 6 se derde magswortel, en my antwoordjie moet ek nou altyd deel deur die 3. Met ander woorde, ek gaan hierdie 3 gedeel deur 3 en x tot die mag 6 gedeel deur 3, met ander woorde, my finale antwoord is 3x kwadraat. As ek nou kyk na die volgende voorbeeld, het ek minus 8b tot die mag 4 op b, en ek het sy derde magswortel. Nou om hierdie sommetjie uit te werk, gaan ek hom eers vereenvoudig onder die vierkantswortel, en ek gaan nou hier sien, b gaan daarin, daar bly b tot die mag 3 oor, met ander woorde wat eintlik hier staan, is die derde magswortel van minus 8b tot die mag 3. As ek hom nou weer skryf as priemfaktore,
dan kan ek sien, dit is minus 2 tot die mag 3, b tot die mag 3, se derde magswortel, ek deel die maggie deur 3, met ander woorde, dit is minus 2b. Ek kyk nou na die derde magswortel van minus xy plus 8 tot die mag 3. As ek kyk na die derde magswortel van hierdie minus xy, daai maak hom een term, so onthou, 'n derde mag kan wel negatief wees, met ander woorde, ek deel die eksponentjie deur 3, en my finale antwoord is minus hakie xy plus 8. As ek nou het 25a kwadraat minus 16a kwadraat se vierkantswortel, is dit baie belangrik dat dit is nie gelyk aan die vierkantswortel van 25a kwadraat minus die vierkantswortel van 16a kwadraat nie. Dit is baie belangrik. Onthou, jy kan dit nooit met plus en minus doen nie, wel met maal en deel, want kom ons kyk, as ons kyk na die vierkantswortel van 25 minus 16, is die vierkantswortel van 9 en die vierkantswortel van 9 is 3, waar die vierkantswortel van 25 minus die vierkantswortel van 16 is 5 minus 4 en dit is 1. Met ander woorde, julle kan baie duidelik sien, 3 is nie gelyk aan 1 nie. Goed, so wat ons hier moet doen, is ons moet altyd eers vereenvoudig onder die lyn, want wat sien ek? Ek sien ek het gelyksoortige terme. Met ander woorde, ek kan vereenvoudig 25a kwadraat minus 16a kwadraat gee vir my 9a kwadraat en die vierkantswortel van 9a kwadraat is 3a. As ek nou kyk na die derde magswortel van 8y tot die mag 3 minus 35y tot die mag 3, ek moet sy derde magswortel bepaal, dan gaan ek weer eens vereenvoudig deur onder die lyn te kyk. Ek sien ek het onder die vierkantswortel 8y tot die mag 3 minus 35y tot die mag 3, wat vir my die derde magswortel gee van minus 27y tot die mag 3. En as ek hierdie vierkant derde magswortel uitwerk, dan kry ek my antwoord is minus 3y. Dit is dan nou die voorbeeldjies rondom vierkante, derde magte, vierkantswortels en derde magswortels van algebraiese uitdrukkings. Jy kan hierdie nou vas lê deur jou huiswerk mooi te voltooi. Lekker werk!